Goeiemôre graad 11. Ek doen vandag die memo-bespreking van opdrag 1, 2 en 3 wat julle nou al reeds ingedien het. Kom ons kyk hoe lyk die antwoorde. Eerste, nominale lone is 'n maatstaf vir A, die bedrag geld wat 'n arbeider ontvang. Ekonomiese groei is 'n toename in die C, die produksie van 'n land. Individue wat produksiefaktore gebruik om 'n besigheid te begin en te bestuur is bekend as B, 'n entrepreneur. 1.1.4 Die vergelyking van die BBP van 1 jaar met die van 'n volgende jaar word die C BBP teen konstante pryse gebruik. 1.1.5 Produksie waarby slegs die permanente inwoners van 'n land betrokke is, staan bekend as D, jou nasionale produksie. 1.1.6 onderneming wat brandstof uit steenkool vervaardig is B, Sasol. Gemengde ekonomie is een wat bestaan uit D, 'n openbare en 'n privaat sektor. 1.1.8 'n mineraal wat bekend staan as swart goud is A, steenkool. Dan kyk ons na kolom A en B. 1.2.1 oordragbetalings is F. Ouderdomspensioen is 'n voorbeeld hiervan. 1.2.2 lewensstandaard is A. Dit word uitgedruk deur die reële BBP per capita, lewensverwagting en vlakke van geletterdheid. Dan reële vloei is G. Die vloei van goedere en dienste. Vervaardiging is E. Dis jou sekondêre ekonomiese aktiwiteite. Binnelandse mark is H. Die produkte wat binne Suid-Afrika verkoop word. 1.2.6 fiskale beleid is D. Dit is jou belasting en staatsbesteding. Dan 1.2.7 tasbare bates, dit is C, dis motors, geboue en paaie. En jou arbeidsmag is B, dis die ouderdom tussen 15 en 64 jaar. En dit word dan ook jou ekonomiese bedrywige bevolking genoem. Dan kyk ons na terme. Jou lone, huur, rente en wins word verruil vir produksiefaktore in die ekonomiese kringloop. Bestudeer die funksionering van die ekonomie as geheel, dis makro-ekonomie. Vervoerfasiliteite soos lughawens, paaie en spoorwegstelsel, dit is infrastruktuur. Die verwantskap tussen reële produksie en die aantal insette is produktiwiteit. En dan die metode wat gebruik word om nasionale inkome te bereken, deur totale besteding of finale goedere en dienste te bereken, is jou bestedingsmetode. En laaste enetjie, die totale inkomste van die bevolking verdeel deur die per capita inkomste van die bevolking, is jou per capita inkome. Dan het jy 'n lang vraag gehad, bespreek die ekonomiese belangrikheid van die primêre sektor in die ekonomie, en dan ook hoe kan die ontwikkeling van 'n meer arbeidintensiewe industrie in Suid-Afrika bevoordeel. Jou primêre sektor bestaan uit alle ekonomiese aktiwiteite wat in die eerste stap van die produksieproses van primêre produkte is, byvoorbeeld mynwese, landbou en vissery. As ons kyk na die belangrikheid van die primêre sektor, hulle verskaf voedsel en minerale. Sommige landbouprodukte word ingevoer. Suid-Afrika is amper selfvoorsienend in alle minerale behalwe ruolie en ander olieprodukte wat ingevoer moet word. Hulle verdien ook buitelandse valuta deur uitvoere wat in ruil weer vir invoere van ander produkte betaal. Dit lei werkers op en skep werksgeleenthede. Werkers moet in die gebruik van masjinerie opgelei word en werksgeleenthede word in die mynbou-industrie geskep. Voorsiening van grondstowwe vir die sekondêre nywerheid in Suid-Afrika. Jou vissery, mynbou en bosbou speel 'n belangrike rol in die uitbreiding en vestiging van die sekondêre nywerheid in Suid-Afrika. Dit het 'n bydrae tot BBP. As gevolg van die daling in die bedrag van die primêre sektor tot die BBP, is dit belangrik dat die primêre sektor se rol in werkskepping steeds bestaan. Dan is dit ook 'n bron van kapitaalvorming. Jou primêre sektor benodig groot bedrae kapitaal om goedere te produseer. Daar's 'n stimulasie van navorsing en ontwikkeling. In jou primêre sektor is daar navorsingsinstituie wat navorsing doen oor metodes om produktiwiteit en kwaliteit 'n hupstoot te gee. Dis 'n bron van staatsinkomste. In hierdie sektor ontvang die Suid-Afrikaanse Inkomstediens belasting van alle nywerhede.
Jou goudmynmaatskappye betaal ekstra belasting wat deel van 'n belangrike bron vir staatsinkomste is. Dit het 'n positiewe invloed op infrastruktuur, die ontwikkeling van landboustreke en die ontdekking van minerale speel 'n belangrike rol in die land. Dan kyk ons ook na die ontwikkeling van 'n meer arbeidintensiewe industrie Suid-Afrika kan bevoordeel. Effektiewe benutting van beskikbare hulpbronne, byvoorbeeld mynbou, landbou en vervaardiging, opleiding van ingenieurs en vakmanne bring 'n verskeidenheid vaardighede wat kan lei tot ekonomiese groei, die verbetering van lewensstandaarde vir die inwoners van Suid-Afrika, die staat sal meer belastinginkomste ontvang, en dan die staat sal meer bestee en meer infrastruktuur bou en meer werke kan daardeur verskaf word. Slot, ten spyte van die afname in die landbousektor se bydrae tot die BBP, is dit steeds 'n belangrike bron van verskaffing. Dan kyk ons na opdrag 2, doen enige 2 kategorieë van finale verbruiksbesteding deur huishoudings. Dis duursame goedere, semi-duursame goedere, nie duursame goedere en dienste. Waarom is kapitaalvorming belangrik vir die ekonomie van Suid-Afrika? Dit verhoog produksie van goedere en dienste en ekonomiese groei hang af van die koers waarteen kapitaalvorming plaasvind. Identifiseer die tersiêre aktiwiteit wat die meeste bydra tot die Suid-Afrikaanse ekonomie in Gauteng. Dit was konstruksie gewees. Gee 'n rede vir die ekonomiese aktiwiteit wat die hoogste persentasie bydra tot die tersiêre sektor. Dit is ontwikkeling van infrastrukture, byvoorbeeld paaie, brûe, damme, geboue en stadions. Verduidelik kortliks die term tersiêre ekonomiese aktiwiteite. Dit behels die dienste wat die ekonomie ondersteun, soos verkope en verspreiding van die artikels wat deur die sekondêre nywerhede geproduseer word. 2.2.4 Hoekom is dit verkieslik vir 'n land om 'n sterk tersiêre sektor as 'n primêre sektor te hê? Die tersiêre sektor is die grootste verskaffingssektor. Die tersiêre sektor het meer mense in diens geneem as die primêre sektor. Wat is die rol van vervoer? Wat is die rol wat vervoer speel in die versterking van die tersiêre sektor in Gauteng? Jou werkers word op 'n daaglikse wyse vervoer vanaf hulle huis na hulle werk en goedere word vervoer vanaf die vervaardiger na die verbruiker. Identifiseer 'n moontlike rede vir die daling van entrepreneurskap in Suid-Afrika. Daar is 'n tekort aan fondse of befondsing. Noem een hoofrede waarom deelnemers hulle eie besighede begin het. Hulle het 'n geleentheid geïdentifiseer en hulle wou hulle eie baas wees. Beskryf kortliks die konsep entrepreneurskap. Dit is 'n agent wat al die produksiefaktore verbind in waardevolle goedere en dienste. Verduidelik die enige faktore wat die wins van 'n entrepreneur beïnvloed. Dis jou vaardighede van die entrepreneur. Entrepreneurs moet intensiewe marknavorsing doen en mededingers analiseer. Die vraag vir die produk. Indien die vraag vir die produk hoog is, sal die verkope moontlik ook hoog wees. Die produksieproses en tegnieke. Produseerders moet besluit op aspekte soos massaproduksie. Wat is die belangrikheid van entrepreneurs in die Suid-Afrikaanse ekonomie? Hulle speel 'n baie belangrike rol deur by te dra tot ekonomiese groei en vooruitgang van 'n land se ekonomie. Hulle kombineer produksiefaktore om goedere en dienste te produseer en om in die behoeftes en begeertes van verbruikers te voorsien. Hulle toon ondernemingsgees om 'n saakonderneming te begin en met 'n saakidee vorendag te kom om 'n wins te maak. Hulle aanvaar risiko's en al die verliese indien die onderneming bankrot speel en hulle neem ook besluite oor wat om te produseer, waar om die onderneming te begin en vir wie geproduseer moet word. Dan kyk ons na die 2.8 vraag, onderskei tussen hernubare en nie hernubare hulpbronne. Hernubare hulpbronne is hulpbronne wat vervang kan word deur natuurlike prosesse en hierdie hulpbronne word herproduseer sonder inmenging oor 'n redelike tydperk, byvoorbeeld sonskyn, reën, plante en diere. Nie hernubare hulpbronne is hulpbronne soos wat miljoene jare neem om te vorm. Hulpbronne kan nie herproduseer word nie.
byvoorbeeld steenkool, olie, minerale en gas. Dan ook, hoe kan die ontwikkeling van klein saakondernemings, die gemarginaliseerdes, groepe in Suid-Afrika bevoordeel? Opleiding kan verskaf word om werksgeleenthede te skep vir die strukturele werklose mense om 'n meer inklusiewe ekonomie te bou. Entrepreneurskap veral by vroue en die jeug kan ontwikkel word in plattelandse gebiede waar werkloosheid hoog is. Om diversifisering in die ekonomie aan te moedig deur 'n verskeidenheid van vaardighede te ontwikkel en dan om armoede word verminder in plattelandsgebiede deur inkomste. Dan kyk ons na opdrag 3. Inkomste elastisiteit is C, volledig onelasties wanneer dit gelyk is aan 0. As die bankkoste van Capitec Bank verhoog, sal die vraag na F&B produkte toeneem. A. Die totale koste kurwe begin altyd by B. Dieselfde plek as waar totale vaste koste begin. Winsmaksimering is waar die vertikale afstand tussen D, jou totale inkomste en totale koste die grootste is. 1.1.5 JIPSA, dit is C, is die vaardigheidsbemagtigingsarm van ASGI SA. Die 1.1.6 die Wêreldhandelsorganisasie, WHO, moedig handelsvryheid aan deur lidlande te help om handelsooreenkomste op te stel en te beheer. 1.1.7 Koolstofdioksied wat gedurende produksie vrygestel word koolstofvrystelling genoem. 1.1.8 Die bereiking van aansienlike verbetering in die lewens van ten minste 100 miljoen plakkers teen 2020 is een van die doelstellings van die Millennium Ontwikkelingsdoelwitte. Nou kyk ons na klomp A en B. Substitusie is H, as die pryselastisiteit van vraag positief is. Monopolistiese mededinging is F. Daar is baie firmas wat die goedere produseer wat dieselfde is, maar nie heeltemal identies is nie. 1.2.3 Grootskaalse produksie is D. Die firma produseer meer, dit word meer effektief en die koste van produksie van elke eenheid se gemiddeld daal. 1.2.4 Marginale inkomste is B. Die verandering in die besigheid se totale inkomste as gevolg van 'n ekstra eenheid van uitset. 1.2.5 Verstedeliking is C. Arme mense beweeg van landelike gebiede na die stede met die verwagting om werk te kry. 1.2.6 is multinasjonale ondernemings. Dit is G. Groot organisasies wat goedere en dienste produseer in meer as een land reg oor die wêreld. 1.2.7 Oorbenutting is 'n A. 'n bron word teen 'n vinniger koers verbruik as waarteen die bron weer gegenereer word. 1.2.8 Verwoesting is E. Verander produktiewe landbougrond in 'n onproduktiewe woestyn as gevolg van slegte grondbestuur. Dan laaste jou terme. Hierdie wet verwys na die totale nut wat verhoog met elke addisionele eenheid verbruik, maar teen 'n stadiger koers totdat totale nut verminder as gevolg van die vermindering in marginale nut van elke eenheid. Dit is jou wet van verminderde marginale nut. Die produk wat aangebied word is identies met geen ooglopende verskille in die kwaliteit nie. Dit is homogene. Die geld wat oorbly nadat die besigheid die totale koste van die totale inkomste afgetrek het, is jou wins. Die verskil tussen die inkomste van armes en die armoedelyn is jou armoedegaping. 'n Groepering van lande om beheer oor die globale ekonomie te verkry is handelsooreenkoms of handelsblok. En dan wanneer die vloei van residuele emissies as gevolg van menslike aktiwiteite die natuurlike omgewing se vermoë om dit te absorbeer oorskry, word besoedeling genoem. Baie dankie. Lekker dag verder. Totsiens.